Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons gaan aan in ons reeks in Kolossense en julle ons sal onthou 2 weke terug het Johan vir ons begin met die eerste 8 verse en wat ons gesien het is dat Paulus begin het om te bid en regtig vir die kerk in Kolossense dankie te sê vir hulle geloof in Jesus Christus en vir wat hulle besig is om te doen daar, die liefde wat hulle vir mekaar het, wat daar gebeur in hulle klein kerkie en ons sien eintlik dat Paulus bevestig hiermee hulle identiteit. Hy sê luister, julle doen great. Julle identiteit is gevestig in Christus want julle glo in hom en wat hy gedoen het. Maar het ook gesê dat hulle onthou want Paulus begin daar om te sê give thanks to God the Father. So hy sê onthou dat dis God wat gewerk het onder julle. Dis God wat die groei of wat ook al gebeur het daar gebring het. God het vir julle Epafras gestuur, hy het die Gees gestuur om te bemagtig en so dis God se werk onder julle wat vrug begin dra het, nie net onder julle nie, maar ook in die res van die wêreld. En so 2 goed word vir ons bevestig na eerste 8 verse. Wie die mense is, hulle identiteit en wat God onder hulle kom doen het. En so ons weet by aandiens, ons is, wanneer ons glo in Jesus Christus, kinders van God en aangeneem in God se Vaderhuis as sy egte ware kinders. En ons weet ook dat dit wat hier gebeur, dit wat ons weet onderlangs gebeur en wat God sover gedoen het onder ons, is alles te danke aan hom en nie aan ons nie. Dis God wat die groei hier bring en God wat die vrug hier bring. En so vanaand bou ons op dit en ons sien dat God wil nie net hê ons moet weet wie ons is en wat hy onder ons doen nie, maar hy wil ook vir ons sê, onthou waarna toe ek julle geroep het. Onthou waarna toe ek julle geroep het. Elkeen van julle as individu en as kerk het ek geroep na 'n sekere plek toe en ons gaan sien wat dit vanaand is, maar kom ek bid vir ons want ons kan nie genoeg bid nie en vra dat die Gees ons sal lei. Here God almagtig, ons kom na U en ons bid en vra dat U ons sal vul met hierdie wysheid, sal vul met U Gees, sodat ons nou U woord kan hoor en verstaan. Here, ons bid dat ons sal sien, Here, dat U goed is, en Here, dat ons niks op ons eie kan doen nie. Not I, but through Christ in me, doen ons hierdie lewe, Vader. En so ek bid, Here, mag U nou kom en ons harte versag. Here, vul my met U Gees, gebruik my as 'n instrument. En so ek wil regtig vir jou vra, daar waar jy is, maar ook wie jy is, en ek wil jy bid nou, en vra dat die Gees jou hart sal sag maak, en so dat die Gees my sal gebruik, om te kan deurkom na jou. Here, ons is lief vir U, en ons loof U heilige naam. Amen. So ek wil begin, en ek weet nie hoeveel van julle gaan met my assosieer, nie van julle is klaar geswat, van ons is besig om te swat, maar julle sal kan onthou dat wanneer mense studeer, is daar partykeer hierdie oomblikke, en dit kan vir sommiges elke dag wees, partykeer 'n week, enkele maand, afhangend van wat jy swat, waar die gedagte by jou opkruip, dat jy regtig net wil opgee. Jy sit daar en dis dissipline en dis harde werk en dis 'n groot taak en dis deadlines en jy's moeg en jy werk hard en een dag sit jy en jy sê hoekom op dese aarde doen ek hierdie? En so dis net daarso wat jy weet jy moet jouself bemoedig en motivate en die manier om te doen is jy dink aan die eindbestemming. Jy dink aan okay, dis 4 jaar en aan die einde kry ek 'n wonderlike papier en daarmee kan ek 'n werk kry, trou, 4 kinders en 'n vakansiehuis. Dis wat jy soek. En so die rede hoekom jy aangegaan het, en party val uit, maar die rede hoekom jy aangegaan het, is jy het onthou waarna toe jou pad is. Jy het onthou, dis die eindbestemming. En net so is dit met ons Christelike lewens. Ons raak moeg, dis baie keer moeilik, ons moet gehoorsaam bly, ons nie altyd lus om by God uit te kom, of by die kerk uit te kom nie, en ons kry die idee om net op te gee, en ons wonder, hoekom doen ek hierdie? En ek val in sonde, en ek gee in, en dit is net moeilik, maar dan is die antwoord, onthou waarna toe God jou geroep het. Onthou, wat is die eindbestemming? En dis wat ons gaan sien vanaand. Ons gaan sien waarna toe God ons roep. En ek wil jou vra, soos ons hierdeur gaan werk en hierdie teks gaan werk, vra jouself, is ek op hierdie pad waarna toe God my roep? Is ek op hierdie pad? En so kom ons begin, en julle kan julle Bybels by hulle hou, gereeld na die teks verwys. Ons gaan kyk na 3 maniere hoe ons weet, ons is op pad waarna toe God ons geroep het. Ons gaan begin by die verwagting. Luister, hierso is waartoe God ons wil roep. Dis die eindbestemming, dis die doel met jou lewe en met die Christelike journey. Dis die verwagting.
En dan gaan ons sien na dit, gaan ons kyk na die vrug. Met ander woorde, die vrug wat jy moet dra in jou lewe om te kan uitkom by hierdie verwagting of wat moet sigbaar wees in jou lewe as jy wil weet jy is besig om te wandel op hierdie pad wat na die verwagting toe gaan. En dan gaan ons laastens kyk na die vertrekpunt waar alles begin, die fondasie vir al hierdie. Dis waar dit begin om te kan uitkom by die verwagting. En so julle sal sien, met ander woorde, ons werk van bo af onder toe, maar die onderste punt gaan die belangrikste wees en julle moet dit sien en raak lees dat soos julle skrik dalk by die verwagting, weet ons kom uit by die vertrekpunt. En dit sal vir julle wys, dis moontlik om by die verwagting uit te kom. Maar kom ons begin, vers 9 en 10. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him. Met ander woorde, ons sien dadelik twee goed hier waarvoor Paulus bid. Een, word gevul met die kennis van God se wil in alle wysheid en geestelike insig. By the way, hy sal nie bid word gevul as jy reeds vol is nie. So ons is nie vol nie en ons moet bid om gevul te word, sodat die tweede ding, ons God kan behaag in alles wat ons doen, fully pleasing kan lewe. Paulus nie bid dat ons fully pleasing sal leef as ons reeds doen nie. So daar's 'n tekort. Maar nou wil ek hê julle moet raak sien dat die volgorde hier is crucial. Eerstens begin dit met Paulus wat sê, mag God julle vul, ek bid dat God julle vul met sy wysheid en die kennis van sy wil deur die Gees, sodat julle hom kan behaag in alles wat julle doen. Sien, dis eers God wat die werk doen deur sy Gees en jou vul met hierdie kennis, die kennis van wie hy is en wat hy gedoen het deur Jesus, sodat jy hom nou kan behaag. Sien, as jy eers gaan begin probeer lewe om hom te behaag, sodat jy gevul kan word met kennis, is jy nie besig met die gospel nie, jy is besig met religion. Sien die volgorde, die crucial verskil tussen hierdie volgorde? Kom ons unpack dit bietjie. Die eerste een word gevul met hierdie kennis en geestelike wysheid. Nou is belangrik om te sien dat Paulus bid dat ons kry dit van God af. Dit kom nie van ons af nie. Sien, ons as mense kan nie hierdie wysheid kry nie. Dit moet van God afkom. Met ander woorde, enigiets wat ek sê of Johan sê, beteken absoluut niks as dit nie eers van God se woord af of van die Gees afkom nie. Beteken niks. Ons menslike wysheid is vrot. Ons het nodig dat God ons vul. Dis kom Paulus sê, hou nie op bid daarvoor nie. En ons gaan sien dit so baie in hierdie boek waar hy praat van hierdie gevul word met God se kennis en wysheid. En so dan, luister gou saam met my hoe belangrik hierdie wysheid vir Paulus is. Behoort op te kom vir julle Spreuke 4. Get wisdom, get understanding. Do not forget my words, or turn away from them. Do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. When you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not stumble. Hold on to instruction, do not let it go. Guard it well, for it is your life. Do not set foot on the path of the wicked, or walk in the way of evildoers. Sien julle hoe crucially belangrik is dit om gevul te word met hierdie wysheid? Ons het dit nodig, ons kan nie lewe sonder dit nie. So moenie ophou bid daarvoor nie. Want hierdie wysheid stel ons in staat om tweedens to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him. En so die standaard van waardig loop is fully pleasing, nie half pleasing of sometimes pleasing nie, maar fully pleasing. Met ander woorde, as ek dit reg interpreteer, beteken dit fully sanctified, heilig, perfek. En 'n ander woord wat dit vir my mooi saamvat, satisfied, tevrede. Sien, ek kan jou bietjie please, maar as jy regtig tevrede wil wees, dit is 'n ander ding. En so sien dat dit is waartoe Paulus ons aanmoedig. Let wel, aanmoedig. Dis die verwagting. Hy condemn jou nie en sê jy moet alwees nie, hy sê ek moedig jou aan, kom daar uit. En so ek wil hê julle moet sien dat kyk dat Paulus so erg wil hê ons moet daar uitkom, dat dit amper vir ons onwaar kan klink. Die woord fully pleasing klink vir ons onmoontlik. Jy sê vir my, Ruben, maar God sal nie van my verwag om perfek te leef nie. Maar kyk, in vers 22, eerste hoofstuk, kyk wat hy daar, Kolossense 1 vers 22, and you
He has now reconciled in his body of flesh by his death in order to present you holy and blameless before him. Sien julle hoekom het God jou gered? In order to present you holy, met ander woorde, heilig, afgesonder van sonde en blameless, sonder enige vlek. Dis perfek. In Matteus 5, toe Jesus die bergrede preek gegee het en net gesê het, hoor jy, julle moet julle vyande lief hê, wat al klaar so controversial was, sê net daarna, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Direk in die woord. Jesus wil hê ons moet perfek wees. En die kennis en die wysheid van God is daar om jou te help. Sien jy hoekom daai volgorde belangrik is? Sien, wanneer jy besluit het om 'n Christen te word, het God nie net gedink, luister, dit gaan oukei wees vir my om 1 of 2 sonde weg te vat by jou nie. God is te heilig om oukei te wees met jou wat net pretty decent is. Dis nie sy doel met jou nie. Hy is so lief vir jou, hy het gesterf vir jou sodat jy heilig en perfek kan wees. Maar jy moet mooi luister, dit beteken nie God is ongelukkig of ontevrede met jou nie. Inteendeel, soos enige pa meer as gelukkig gaan wees met sy baba seentjie se eerste tree, net so gaan geen pa tevrede wees as daai seun nie, as hy volwasse is, normaal kan loop nie. Maak dit sin? Dis hoe dit is met God. God is easy to please, but hard to satisfy. En so daar is 'n illustrasie van Loos wat dit vir my so mooi verduidelik. Hy sê vir ons, imagine yourself as 'n lewendige huis. Jy is 'n huis en God kom om te bou aan jou en te werk aan jou. En so 'n oomblik toe jy geglo het in wat Jesus gedoen het, het God jou lewe betree, hy het jou van dood na lewe gevat, en nou kom hy en hy kom werk aan jou. En aan die begin van hierdie journey saam met Jesus, maak hy die dreinpype reg. Nie het gebeur, dit was 'n probleem. Hy maak die lek in die dak reg. Jy was ook soos, ja, daai het nodig gehad om reg te kom in my lewe. En so jy's okay daarmee, maar dan begin hy om hier 'n muur af te breek. En hy skroef daar 'n deur los. En hy breek die dak oop om op te bou na 'n tweede verdieping toe. En jy skielik as jy soos, wat 'n flip gaan aan. En dit maak seer. En is ongemaklik en jy hou nie daarvan nie. En so die probleem is, nou kom hy en hy begin om jou hele tuin oor te doen. Maar is mooi en hy maak 'n hele vloer nuut en hy bou 'n toring daar. Want sien, jy het gedink as God in jou lewe kom, gaan jy net 'n pretty okay flat wees. Maar God wil van jou 'n paleis maak. Want sien, hy wil in dit kom woon. Sien, die wysheid van God en die kennis van sy wil kom vul jou met die Gees sodat jy fully pleasing vir hom kan wees. En so ons gaan aan, vers 10b tot 12, die vrug van 'n lewe wat sigbaar is van iemand wat besig is om te probeer om fully pleasing te leef en in a manner worthy of the Lord te leef. En so gaan dit lees, maar dan gaan ons kyk na 4 toetse. 4 toetse waar jy kan kyk, is ek besig om hierdie te gehoorsaam? Is ek besig om op hierdie manier te wandel met die Here? So lees saam met my vers 10b tot 11. Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. En so wat ons hierso sien, is dat daar 4 toetse is. 4 toetse om te sien, en hier gaan my papier kry. Is 4 toetse om te sien of ons in 'n manier wandel wat worthy is of the Lord. En so die eerste manier hoe ons hierdie gaan uitcheck is, luister, is my lewe besig om goddelike vrug te dra? Dra my lewe goddelike vrug? Bearing fruit in every good work, vers 10. Sien, om God se wil te volg en 'n lewe waardig te leef van die koning is 'n bevel om koninkryksvrug te dra. Maar let op, dis nie elke moontlike goeie werk nie, want ons sal doodgaan as ons al die nood in die wêreld wil aanspreek. Maar elke goeie werk waarna toe jy en ons geroep is. En so daar's 2 maniere hoe ons hierdie kan laat uitspeel en prakties maak is, dink aan waar jy aktief 'n besluit kan neem om vrug te dra vir die koninkryk van God.
En hier is Aandien 'n goeie voorbeeld. Luister, is ek besig om te probeer contribute? Is ek besig om dalk vroeër te kom en te help opstel of te bly en af te stel? Of is ek besig om mense oor te nooi vir ete of vir koffie? Of is ek besig om te probeer volunteer om tyd te spandeer in die tutoring en Mamelodi? Sien, is ek besig om aktief besluite te maak waar ek kan vrug dra vir die koninkryk van God? En die ander manier is in jou werk wat jy tans mee besig is of in jou studies. Luister, neem ek aktiewe besluite om vrug te dra. Soos ek instap by die werk, probeer ek ander mense bemoedig. Is ek nederig? Is ek vriendelik? Is ek 'n aangename mens? Probeer ek hulle lei na Jesus en die waarheid van sy evangelie? Sien, is jy aktief elke dag besig om te dink, waar kan ek goeie vrug dra in dit waarmee ek besig is? Sien, ons moet onsself vra, is my lewe besig om koninkryksvrug te dra? En as dit nie doen nie, moet ons bekeer. En onthou waarna toe God ons roep. Dis die eerste toets. Die tweede toets, en die amper crucialste een vir my, is my gedagtes besig om te groei in die kennis van God. Vers 10, and increasing in the knowledge of God. Ons koning is so groot en majestic, en sy hart is so vol van dinge wat hy aan jou wil openbaar. Jy waar sit, hy wil vir jou iets wys van homself. Maar partykeer is ons net soos nee. Ek is tevrede met my eie afgewaarde prentjie van jou. Ons wil begeer na Jesus en meer van hom wil weet, meer van hom wil hoor, meer van hom lees en sien wat hy gedoen en sê het. Ek dink eerlikwaar, en ek dink eerlikwaar, ons begeerte na Jesus is hopeloos te min. En ek sien dit in my eie lewe. Ek kon dit sien. In 2 weke waar ek so baie tyd gehad het, ek gesukkel om meer van Jesus te wil hê. Ek was happy met 'n afgewaterde prentjie van hom. En so kyk saam hierdie quote van C.S. Lewis, vat dit so mooi saam. Is een van die bekendste quotes dink ek van hom. Hy sê, if we consider the unblushing promises of reward and the staggering nature of the rewards promised in the Gospels, in God se woord, it would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in Islam because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. Is jy tevrede met 'n afgewaterde prent van God? Sien, Paulus roep ons aan om te sien, luister, jy mis uit. God roep jou na soveel meer. Hy moedig jou aan om te gaan na heiligheid, en dit beteken dat Bybellees deur die week is nie opsioneel nie. Ek sê jammer. Bybellees kan nie opsioneel wees nie, want dis waar Jesus homself openbaar aan ons. Dis waar ons Jesus kry en sy genoegsaamheid kry en wie hy is kry, en elke dag is daar iets nuuts om te ontdek. Ons kan nie gaan slaap en opstaan sonder om te bid nie. Dis so nodig vir ons. En sy dink saam met my hierso. As jy getroud is, gaan hierdie maklik wees. As jy 'n maatjie het, imagine jy's getroud met die maatjie. As jy single is soos ek, jy het die great voorreg om die perfekte vrou en perfekte man te imagine. Maar vat die 10 uit 10 en maak dit 'n 7 uit 10, want kos is realisties. En so imagine jy's in 'n huwelik en jy kom by die huis die aand. En jy besluit jy gaan direk bed toe, maar jou vrou of jou man is daar. Jy sê nie vir hulle nag nie, jy sê nie een woord vir hulle nie. Of jy besluit, luister, ek gaan net 'n Netflix kyk en dan gaan slaap. Jy sê niks vir hulle nie, jy ignoreer hulle flat. Volgende oggend, dis nie, hey gorgeous, lekker om jou te sien nie. Dis, nee, ek weet nie eers jy's hier nie. Ek gaan net dadelik begin met my dag. En dan spring met die eerste belangrike ding, wat vir my belangrik is, by the way, want dit mos my tyd. Is nie hoe ongeskik dit is dit? Almal van die saamste mense doen dit nie. Nou as ons in huwelik is met Jesus, die skepper van die heelal, en hy oral teenwoordig is, hoeveel te meer is dit nie ongeskik as hy wag om met jou te ontmoet in die aand, en wag vir jou om vir hom hallo te sê in die oggend nie. Sien julle hoe belangrik dit is? Hy wil met jou ontmoet. Hy condemn jou nie, hy's nie kwaad as jy nie met hom ontmoet nie. Hy het nie jou nodig nie, maar hy wil met jou ontmoet, want hy's lief vir jou, en hy gee om vir jou, en hy wil verhouding hê met jou. Sien, as ons nie groei in ons kennis van die misterieuse werk van God nie, roep hy ons om te bekeer en te bid, sodat hy homself kan openbaar aan ons in sy woord. So onthou waarna toe jy geroep is. Derde toets. Is my lewe vol innerlike krag en geduld?
Vers 11, may you be strengthened with all power according to his glorious might for all endurance and patience. Kinders van die koning is nie veronderstel om vinnig opgewakker of humeurig te raak nie. Ons spring nie tot vinnige konklusies nie. Ons lees en ons luister en ons praat sorg. Ons doen alles met 'n innerlike krag wat wys in ons uitwaartse geduld. En ek sak hiermee want ek is die ongeduldigste mens op aarde. Maar hier het my getref. Luister wat sê Piper. Patience is the evidence of an inner strength. Impatient people are weak. Die koning wil hê dat ons innerlike krag moet wys in ons uitwaartse geduld. Geduldige mense is sterk vir die rede dat hulle God vertrou en verheerlik daardeur. Om met geduld dinge te verduur beteken ek kan nie net omkant gevang word deur lewe wat moeilik raak nie. Ek vertrou dat God absoluut soewerein is en in sy soewereiniteit aanvaar ek dit. Dit beteken nie altyd dit gaan net goed gaan en ek gaan gesond wees nie. Maar in sy soewereiniteit vertrou ek hom en is ek geduldig en ek endure met wat hy besig is om te doen in my lewe. En so ek weet nie wie van julle hier deur 'n moeilike tyd gaan nie. Ek weet nie wie van julle hier swaar kry nie. Maar Paulus wil vir ons hier sê, endure with patience. Hou vas en vertrou dat God aan die werk is. En jy sal sien dat dit verheerlik hom. Hy is besig met 'n plan. Hy weet wat hy doen. En so as ons nie besig is om hom te verheerlik in ons swaar kry of geduldig te kan wees nie, moet ons bekeer en onthou waarna toe ons geroep is. En so ons gaan na toets 4 toe, die laaste een. Is my hart vol vrolike dankbaarheid. Vers 11 tot 12, with joy giving thanks to the Father. So aan die een hand, om ondankbaar te wees teenoor God, weerspieël eintlik 'n verrottende siel en 'n vuil hart, asook afgoderry, soos jy God nie vertrou en dankbaar vir is vir wat jy het nie. Aan die ander kant is 'n egte hartgevulde vreugde in Christus en dankbaarheid teenoor die Vader 'n duidelike refleksie van jou siel se gesondheid. Dit openbaar ons verhouding aan die koning in 'n intieme manier. En so luister mooi na die quote van Timothy Keller. If you are indifferent to somebody, then their happiness is at the expense of your happiness. But if you are in love with somebody, their happiness is your happiness. Met ander woorde, om die koning Jesus te verontagsaam en dit wat hy vir ons gee om te doen en wat om hom te gehoorsaam, net sien as hierdie take en ons eintlik verskil met hom en bietjie kwaad is vir hom vir dit, is sy besig om te wees uit die expense van ons geluk. Ons raak ongelukkig in dit. Ons sien wanneer ons sien, luister, Jesus is amazing, hy's mooi, hy's goed en sy geluk moet my geluk wees, dan doen ek met vreugde enige iets. En kan ek antwoord in dankbaarheid vir wat hy met my lewe doen. Dis nie die verskil. Ons moet bid om weer te lewe met vrolike dankbaarheid vir wat hy vir ons gee. Dis die 4 toetse. En voor ek gaan by die laaste punt, wil ek erken dat ek nie een van die toetse slaag soos ek moet nie. Nie een nie. Maar ek dink so daaraan dat soos ek 'n student is en ek van die begin af nie seker 3 keer in die eerste jaar wou ophou swat, want ek net frustreerd geraak en nie geweet wat ek mee besig is om te doen nie, het daar tyd begin kom nou waar ek actually begin om deur te gedruk het en die werk te verstaan. Die dissipline is al meer daar. Jy begin actually sien wat aangaan. Jy word hier en daar deur goeie punte reward en dit raak actually lekker. Ek begin actually dit te geniet. En sien soos ek dit nou begin geniet, raak die eindbestemming van daai graad 'n begeerte vir my, 'n regte erge begeerte. En sien nou raak die begeerte na daai beloning amper half 'n eerste beloning. Volg julle? So ek weet nie hoekom van ons partykeer swat nie, dis partykeer omdat iemand vir gesê het jy moet dit doen of wat ook al, maar ons weet Jesus moedig ons aan omdat hy vir ons gesterf het om perfek te wees. En dit vat partykeer dissipline en gehoorsaamheid en toetse. Maar weet dat soos ons hierdie toetse doen en partykeer moeilik is gaan na 'n punt kom en ek kan nie na die dag wys nie waar jy gaan besef, luister, ek geniet hierdie. Ek begin actually Bybeliese habit maak en ek druk deur van duty na delight. Gebed raak lekker, 'n gesprek met God raak vir my iets waarvoor ek uitsien. En dan raak daai begeerte na die ultimate beloning van 'n ewige lewe saam met die koning, daai begeerte raak al vir eerste beloning hier en nou.
En ek weet nie wat hierdie gebeur nie. Lewis sê, but for most of us, this will not happen in a day. For most of us, it will take a long time. But you see, poetry replaces grammar. Gospel replaces law. Longing transforms obedience as gradually as the tide lifts a grounded ship. So onthou wat jy geroep is, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maar nou, die beel. Onthou waar alles begin het. Lees saam met my die laaste 2 verse van ons teks. Die vertrekpunt, vers 13, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Hierdie is die fondasie en dis amazing. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Sien raak dat al hierdie is in verlede tyd. Met ander woorde, wanneer jy in Jesus glo en wat hy vir jou gedoen het, you have redemption. He has transferred you. He has delivered you from the domain of darkness. He has forgiven your sins. Sien jy probeer nie 'n lewe leef wat God behaag sodat jy hierdie goed kry nie. Maar omdat hy jou gered het uit die donkerste diepste gat en na die koninkryk van sy seun gevat het. Omdat hy jou liefgehad het en vir jou lewe gegee het. Omdat hy jou sondes vergewe het, wil jy vrug dra en lewe in a manner worthy of the Lord, fully pleasing him. Dis amazing om hierdie te kan sien. Hy wil jou vul met sy wysheid en kennis en goedheid en gees, sodat jy kan lewe in a manner worthy of the Lord, want die kennis en wysheid waarmee hy jou vul, is die gospel. Dit is Jesus en hy alleen. Jesus is genoegsaam. Jesus plus niks is waarmee hy jou wil vul, sodat jy kan lewe fully pleasing to him. Sien julle dit? Iets wat my so cool is die taal hier is so duidelik, Exodus taal. God wat Israel uit die donker Egipte gaan haal het, letterlik met die 9de plaag, dit was pikdonker vir 3 dae. Hy gaan haal hierdie Israeliete uit Exodus, hierdie donker plek. Die woord redemption is dieselfde as die woord liberate. God wat Israel geliberate uit Egipte. Die woord redemption wys ons dat hy God net soos hy die Israeliete bevry het van slawerny, hy ons bevry het van slawerny aan sonde. Die vergifnis van sonde, the forgiveness of sin, herinner ons aan die bloedkusyne waar die Israeliete die bloed moes verf van 'n vlekkelose lam wat geslag is sodat die gees kan verbygaan en nie hulle straf nie. Net so het Jesus as die vlekkelose lam gesterf aan 'n kruis sodat jy vergewe kan word. Sien julle hoe mooi is die taal hier? En Paulus wil hê ons moet dink aan Exodus, want wat waar is van Exodus is dat dit was wonderlik om uit Egipte te kom. Dit was amazing en great. Maar sodra hulle uit was en hulle God moes gehoorsaam in die woestyn, het hulle begin kla en murmureer en vergeet daarvan en hulle wou teruggaan. Sien, wanneer jy bevraagteken of Jesus se redding genoegsaam is vir jou om aan te hou groei en gevul te word met die kennis van God, is jy niks anders as die Israeliete nie. Hierdie is 'n geleentheid en 'n waarskuwing vir jou. Sien die geleentheid dat Jesus jou wel gered het en daarom jy nou gevul kan word met die kennis en wysheid van God en kan groei om soos Jesus perfek te wees. Maar sien die waarskuwing dat wanneer jy dalk op 'n plek ronddwaal of kla en ongelukkig is, jy dalk nie regtig glo dat vers 13 en 14 so wonderlik is nie. En jy weer op die pad moet kom wat lei na die bestemming waartoe jy geroep is. Sien die manier hoe ons die vinnigste dwaal is wanneer ons stop. En hier wil ek met julle praat en ek wil julle moet luister. Ek dink soveel van ons stop. Ek dink soveel van ons is regtig Christene, glo regtig in wat Jesus gedoen het, maar dis al. Ons dink dis al wat ek nodig het en ons niks verder vir my nie. Nou dat ek klaar glo, ek hoef niks meer te doen nie, ek is klaar gered. Ek kan net aanhou en nou en dan in 'n boksie check. Dis 'n leuen van die duiwel. Jesus wil nie dit vir jou hê nie. Hy wil soveel meer vir jou hê. Jy het nie 'n idee wat daar vir jou is in Jesus nie. Sien die wat stop,
sal eerste vergeet, en die wat vergeet sal eerste dwaal. So die antwoord is, onthou. Onthou waarna toe God jou geroep het. Die evangelie is so veel meer as om net gered te wees. En jy kan so baie ontvang wanneer jy gehoorsaam is aan Jesus. So ek sluit af met hierdie quote, behoort op te kom. The gospel is the garden, not the gate. The gospel is the marriage, not the date. Not just the reservation, it's the flight. More than just the sunrise, it's the light. Hierdie wat ons hier hoor, die gospel, empower ons om te gaan en lewe in a manner fully worthy of the Lord. Dis nie deur ons wat dit doen nie. Not I, but through Christ in me. En ek wil hê ons moet 'n liedjie weer sing as ek klaar gebid het. Not I, but through Christ in me, kan jy 'n lewe leef fully pleasing of him. Kom ek bid vir ons. Almagtige God en Vader, ek dank U vir die woord. Ek dank U vir die goeie nuus van Jesus, wat gekom het en ons gevat het van die domain of darkness to the kingdom of His beloved Son. Sy seun wat so lief is vir ons, hy wil hê ons moet deel hê aan sy goedheid. Hy wil ons vat na 'n plek van perfeksie, of dit dalk nie in hierdie lewe is nie, maar in die volgende lewe, Here. Dis wat U wil hê vir ons. U is so lief vir ons. Here, mag ons groei in ons begeerte na U. Maar Here, mag ons onthou dat ons kan nie dit ons uit ons eie krag doen nie. Ons moet gevul word met die wysheid van die Gees, sodat die Christus in ons en die gospel ons kan empower om te lewe soos U wil hê ons moet leef. Here, ek weet nie wie sit vanaand met 'n hart en nie vir Jesus ken nie, Here. Maar ek bid dat as iemand is, Here, mag hierdie die beginpunt wees, mag die vertrekpunt wees alwaar hulle vanaand wil begin, net om vas te hou aan Jesus en te sien wat hy vir hulle gedoen het en van daar af te wil groei in hulle verhouding met U. Maar vir die wat vir ons wat U ken en al 'n rukkie glo, Here, mag ons aangemoedig word en aangespoor word deur die woord om nie tevrede te wees met wat ons het nie te stop nie, maar aan te hou wil groei om meer soos Jesus te word. Want Here, U is lewe. Ons het niks onder U nie. Ek dank U. Ek dank U vir die woord en vir die goeie nuus van die evangelie. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.